Wel, dit is maandag die 3 Augustus en kan jy glo ons is in Augustus. Aan 6:00 en jy wonder hoe is die dag? Wel, ek het eintlik net soveel tyd om die opnames te doen in hierdie 2 weke. Wat ek gesê het dat dit gaan pre-recordings wees. En ek het toe nou gevind dat om net daar te sit in 'n plekkie en uit te saai is oulik, maar ja, dit is beter in die natuur. En hier staan ek sommer net in 'n rivier wat nou opgedroog het en ek dog laat ek sommer hier uitsaai en met jou deel. Wat 'n voorreg dat ek en jy in Augustus kan wees. Wat 'n voorreg dat ek en jy kan wees op 'n plek in ons lewens wat ons nie altyd raak sien nie, wat God ons wil gebruik en waar ons is, waar ons deur dinge gaan. Nie altyd lekker is nie, maar dis die plek waar ons is. En God wil juis hier ook jou en my gebruik. En ek wil juis met jou praat en jou herinner aan wat God beloof het. Dit sal God voltooi. En ek dink baie keer in ons lewens is ons moeg en moedeloos omdat ons aan beloftes vashou en dit nie tot vervulling kom nie. Mag hierdie sessie ook vir jou baie beteken op hierdie besonderse mooi maandag. Here, wat 'n voorreg dat ons kan stil word op TikTok en op YouTube en ook op Facebook en net besef die almag en die heerlikheid. En my gebed is dat elke man, elke vrou wat luister, sal vashou aan die beloftes wat U vir hom en haar beloof het deur die woord en deur profeseë en deur droom en deur gesigte. En selfs dat U met hom gepraat het en met haar gepraat het uit die natuur uit. Dankie Here dat ons vandag kan stil word en net besef U almag is vir ons genoeg. U teenwoordigheid is vir ons genoeg. En in hierdie oomblik is my gebed vir haar en vir hom wat luister. Here, raak haar aan, raak hom aan. Dat hy en sy in die oomblik nie angstig sal rondkyk nie, maar sal vertoef in U teenwoordigheid. By U is rus. En in U rus is die stem soveel duidelik. Leer ons om stil te kan word. My gebed in Jesus se naam. Amen. Wel, ek sien soveel mense wat baie keer angstig rondkyk en ek wil vir jou sê dat ek wil met jou praat as 'n man en as 'n vrou wat voel jy's in 'n wagtyd. Jy's in 'n tyd wat jy wag en niks gebeur nie. Mans en vrouens, seuns en dogters wag vir genesing, wag vir finansiële deurbraak in hulle besigheid en in hulle huishouding. Is ook selfs besig om te wag vir herstel in hulle huwelike. Jy gaan deur fases en jou huwelik het nodig herstel. Dan is daar 'n man wat wag vir 'n deur wat sal oopgaan. 'n Vrou wat wag vir 'n oproep van 'n wonderwerk deurbraak oomblik. Daar's baie van ons wat wag dat ons kinders terug sal kom na God toe. Mense wat wag vir 'n antwoord op hulle gebed. 'n Gebed wat jy lankal by God se voete sit en voorbid. En dalk is daar iemand wat nou sit stil weg en wonder, Here, het U van my vergeet? Waar is U, Here? Here, hoekom het ek so wag? Hoekom gebeur niks nie? Here, gaan dit ooit vir my wat Stefan is, ooit gebeur? Was dit regtig U stem wat met my gepraat het? Daai droom, was dit van U af? Daai profesie, was dit van U af? Maar ek wil by jou kom stil staan met 'n woord. En ek wil jou
net kom bemoedig en vir jou sê, God vergeet nooit van dit, wat hy vir 'n man, vir 'n vrou, vir 'n besigheid, vir 'n huwelik, as 'n individu beloof het nie. Mense vergeet, en ek wil jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou sê, God vergeet nooit wat hy beloof het nie. Omstandighede natuurlik verander. Seisoene, dit kom en seisoene gaan. God verander nooit nie. En ek wil jy moet hoor wat ek nou vir jou sê en jy moet dit inneem. As God gepraat het en jy geweet het dat dit God was, dan sal dit gebeur. As hy dit beloof het, wil ek vir jou sê as vrou, as man, hy sal dit voltooi in jou huis, in jou lewe. En nou staan ek by die woord stil en hy sê in Numeri 23, baie bekende gedeelte in vers 19, hy sê God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Nou gaan hy verder en dan sê hy die volgende, hy sê, sou hy iets sê, hy kom hier, hy sê, sou hy iets sê en dit nie doen nie, en dit nie waar maak nie. Wel, hier lees ek die skrif. As God praat, dan sien ek dinge gebeur. Toe hy gesê dat daar lig wees, toe was daar lig. Toe hy gesê het, Lazarus kom uit die graf uit, en jy moet baie mooi hoor wat ek vandag vir jou sê, het die dood gehoor. Die dood het gereageer op die stem van God. Toe hy praat, het die hemele reageer. Toe hy praat, weet jy wat gebeur? Toe reageer die aarde, toe reageer die see, toe reageer die aardkos, want dit is die soewereinheid van God, dat alles voor God sal buig. Jou omstandighede voor God sal buig, en as hy oor die lewe gepraat het, sal daardie woorde ook vervul word. En so is dit ook in jou en in my lewe. Dis Maandag. En jy moet hoor in die begin van 'n nuwe maand in Augustus, 'n maand wat God tot jou en my praat, God se wagtyd, kanselleer nie God se beloftes vir jou lewe nie. As ek kyk na Noag en ek sien Noag en God gee vir hom 'n woord en hy bou 'n ark wat mense hom uitlag, is dit ook so in hierdie dag en uur dat ons baie keer van die Here hoor en ander ons uitlag. Abraham sê ek gaan trek na vreemde land toe, ander kon dit nie verstaan het nie. Hy het verstaan want God het met hom gepraat. Maar hier is die probleem. God gee vir Noag 'n woord, 'n belofte, maar daar's nie reën nie. Geen wolke nie, geen storms nie, geen tekens nie. Dit lyk soos hierdie. Dis droog, maar hy het 'n woord. En ek wil vir jou sê as 'n man en as 'n vrou, jy moet by God gaan stil sit en 'n woord ontvang. En as daai woord vir jou voel dat dit kwyn, gaan sit weer by sy voete. Herinner jou aan sy beloftes. Net 'n woord. Kan jy jou voorstel hoe Noag in sy lewe uitgelag was? Grappe van hom gemaak is op, as daar YouTube sou wees. Dink al die van 'n merwe grappies oor hierdie man wat vir jare hierdie ark bou en daar's niks reën nie en geen waters en hierdie ou praat van groot reëns wat gaan kom. En hy gaan al die diere 2 in daai ark inplaas. Ja, hulle moes
baie jokes van hom gemaak het. Maar wat doen Noag? Hoekom bou hy hierdie groot skip? Anders sou sê, jy mors jou tyd. Noag het nie gereageer en opgetree volgens die opinies van mense nie. En dis ons probleem, ons reageer op grond van wat ons hoor en wat ons sien van mense. Ons reageer oor wat die media sê en wat die wêreldmarkte sê. Maar Noag was gefokus en ingestel op God. Hy het volgens God se woord gelewe. Jaar in en jaar uit het Noag gebou. Hy het gewerkskaf, maar hy het ook geglo. Terwyl hulle grappe gemaak het, terwyl hulle dalk daai ark met terte gegooi het en te kere gegaan het, het hy bly glo. Terwyl jy vashou en die storms voel net, dit woed en dit word erger. Hoor wat ek vir jou sê. Kyk na Noag. Sonder enige sigbare tekens het Noag vasgehou. Hebreërs 11 kom en hy sê iets moois in Hebreërs 11 vers 7. En vir jou en my, en ek wil vir jou sê, Boeta, Sissa, gaan altyd na die woord toe. Gaan terug na die skrif toe. Gaan na God se voete toe. Deur die geloof. Hoor wat sê Hebreërs 11 vers 7. Hy sê nie deur die opinies van mense nie. Hy kom en hy sê deur die geloof. Deur die geloof het Noag die ark gebou. Deur die geloof staan jy op. Hoor wat ek vir jou vandag sê. Ware geloof wag nie vir bewyse nie. Ware geloof beweeg op die stem van God. En daar is mense wat sê, Here, wys my eers, dan sal ek glo. Doen eers dit, dan sal ek dit doen. Maar God sê, glo eers, dan sal jy sien. 2026 sê God vir jou en my, glo eers. Stef, kom eers by 'n plek in jou lewe. Moenie eers dinge wil sien nie. Ek wil vir jou sê, ons sal eers die deurbraak sien. God sê, glo my. Dan sal dit gebeur. Bou aan jou huis, bou aan jou kinders, bou aan jou bediening, bou aan jou besigheid, en jy sien nog nie die reën nie. En God sê, bou net. Daai gemeente in Cullinan, bou net. Daai huwelik, bou net. Daai verhouding, bou net. Want God se wagtyd beteken nie God sê nee nie. En dis waar ons baie keer in ons lewens die grootste fout maak. Ons raak moedeloos, ons raak opstroppelis, ons wil 'n handdoek ingooi. Want Here, U draai te lank. En God kom eintlik om vir jou en my te sê, ek kom eintlik net om vir jou vandag te kom sê, die wagtyd, omdat die wonderwerk nog nie gebeur het nie, beteken nie, God sê nee nie. Dit beteken nie, God het van jou en van my vergeet nie. Ek ervaar so vandag God se teenwoordigheid. Jy moes hierna luister, jy moet hierdie hoor. Ek sê weer, God se wagtyd beteken nie, God sê vir jou vandag nee nie. God, en ek het dit soveel keer gesien en ek wil dit, ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Weet jy, Boeta, Sissa, jy wat nou luister, dalk sit Dinsdag, jy kyk nou eers na die video, dalk 'n paar dae later, dalk Maandag, dalk kyk jy nou daarna, hier's 'n nuwe Augustus voor jou. En ek wil jy moet hoor wat ek nou vir jou sê, dat God werk wanneer jy dink niks gebeur nie. En ek dink dis baie keer een van ons grootste probleme.
Ons sien nie dalk die wonderwerk nou nie. Ons sien nie nou al hierdie stoele wat volgesit word nie. Ons sien nie al die kontrakte wat inkom nie. En dan dink ons dat God het van ons vergeet. Kom ons kyk na Dawid. Dawid was gesalf as 'n koning. Hulle het hom gaan haal daar agter die skape. Eers was al die broers die potensiële konings en toe sê hy nee. God gaan haal daai rooikop daar agter die skape 'n paar dae later. Hulle het al van hom vergeet. O, ek het 'n seun daar iewerste. Kom ons gaan roep hom. En toe hy gesalf word, is 'n profesie oor sy lewe uitgespreek, maar ek sien ook dat in sy lewe word hy nie die volgende dag die koning nie. Die krag van God, die salwing, die teenwoordigheid is prosesse van God. Hy gaan terug veld toe. Hy gaan veg die leeu's. Hy oorwin die beere. Hy word vervolg deur Saul, hy word vervolg deur sy eie kinders. Hy vlug vir sy lewe. Kan jy dink hoe moes Dawid voel dat hy hierdie profesie, hy het hierdie woord gekry, net soos jy 'n woord van die Here aan vashou vandag as 'n vrou, as 'n man. Here, U het gesê ek sal koning wees. Hoekom lyk dit vir my asof alles erger word? Hoekom lyk dit of my huis uitmekaar uitval? En dalk is daar iemand wat nou luister wat sê, dit is hoe ek voel. Here, U het my geroep. Hoekom is ek in hierdie storm? Ek het tot U gebid, ek het hierdie beloftes ontvang. En hoekom voel dit of ek my kar gaan verloor, my huis gaan verloor, my kinders is moeilik, en as 'n ma is ek moeg en oorlaai, as 'n man voel dit net vir my, dis 'n een ding op die ander ding. Hoor my mooi, salwing beteken nie onmiddellike vervulling nie. En ons moet verstaan vandag, want tussen profesie en die vervulling is daar voorbereiding. En dalk het jy nodig om net te hoor dat waar jy nou is God besig in Stef se lewe om hom voor te berei op die ouderdom van 51 vir iets groters, iets mooiers, iets meer wow. Waar jy is op 38 of op 62 of op 71, dit voel of jy al in die beseringstyd is en die Here kom en hy sê, dis nog nie die einde nie. Hierdie is net jou voorbereidingstyd. Want God is besig om hom as Dawid voor te berei. Hy is nie besig om Dawid te straf nie. En ek dink baie keer is ons geneig om soos Job ag te gee of te hoor wat sy vriende sê. Jy word nou gestraf. Nee, dis nie hoe God werk nie. Glad nie. Dis nie God werk nie. Hierdie is 'n voorbereidingstyd. Wat het gebeur in Dawid se lewe? Hy het die salwing, hy het die roeping ontvang. Toe word hy voorberei. Hoe was sy voorbereiding? Hy was tussen die leeu's losgelaat. Tussen die leeu's moes Dawid moed bou. Tussen die beere moes Dawid geloof bou. In die woestyn moes hy karakter bou. Want God berei altyd mense voor vir 'n spesifieke plek waarna toe hy hom en haar stuur. En ek wil vir jou sê, God is besig met jou toekoms. Hy is besig met jou nou oomblik. Want God berei mense voor vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke tyd, met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke plan. Hy berei jou voor vir 'n tyd soos hierdie. Hou op angstig rondkyk, meneer. En dalk voel jy's op die moeilikste plek in jou lewe. Maar wat as hierdie plek waar jy nou is nie jou einde is nie, want hierdie is eintlik net die plek wat jou voorberei vir die mooi, vir die beter, vir die beste. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê.
En dit bring my by die volgende, wat God in jou lewe begin het, sal hy voltooi. Ek moes my daaraan herinner. Nie altyd maklik nie. U het my geroep. Ek het ja gesê vir die onbekende. Maar ek het geweet, U is met my. En jy vandag, God is met jou. Mevrou, God is met jou. Juffie, God is met jou. Boeta, God is met jou. En dit bring my terug na Filippense 1 toe, wat hy kom en hy sê in vers 6 die volgende, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Die Bybel sê nie, hy mag dit voltooi nie. Dit sê nie, hy kan dit voltooi nie. As ek hierna kyk, dan sê hy sal dit voltooi. As God jou geroep het, sal hy jou dra. Hy sal herstel bring, hy sal jou nie los nie. As God 'n deur oopgemaak het, kan niemand dit sluit nie. En God is in staat om in 'n granietblok van 'n deursnee van 'n kilo by 'n kilo vir jou 'n deur te maak, want jy is sy kind. Hy ken jou sit en jou staan en jou lê. Hy vang jou en my trane op. Hy weet die hoeveelheid van trane wat jy stort. Maar dan is ook 'n einde. Maar uit dit uit moet ek en jy opstaan en moet ons nie stagneer nie. Want as God 'n droom in jou geplaas het, sal hy dit laat lewe. En mense, in hierdie dag en uur het ek agtergekom, gee op ons, vriende gee op, familie gee op, kollegas gee op, mense mag opgee, maar ek wil vir jou sê, dat God sal nooit opgee nie. Jy mag dalk waar jy nou sit en luister na hierdie boodskap moeg wees. Jy voel jy wil einde maak aan jou lewe. Dit voel of jy handdoek wil ingooi. Dit voel of jy net wil wegstap. Maar God raak nie moeg nie. Jy mag soms twyfel, maar God twyfel nooit nie. Dink aan 'n boer. Hy is daar, kyk na die lande, en die lande is geploeg, is gerip, hy saad is in. Vandag dit het gereën op die regte tyd, die saad is in, gister het hy gesaai, hy gaan die môreoggend met sy koppie koffie in die lande instap en 'n verwagting hê dat die saad geskied het en dat dit nou so ver staan nie. Wat hy verstaan is, dat wat onder die grond gebeur, is net so belangrik as wat bo die grond gaan verskyn. En dalk voel jy vandag, vanaand, hierdie oomblik, dat niks gebeur nie. God werk onder die oppervlakte. En ek wil jy moet dit hoor vandag wat ek vir jou sê. Jy sien dit nie. Jy hoor dalk net 'n boodskap wat ek deel, maar jy moes hierna luister, want jy sien dit nie, maar hy werk in jou kinders, in jou huis, in jou finansies, in jou bediening, in jou besigheid, in jou gesondheid, in jou huwelik. Dis wat God doen, dit is waar hy werk. Net omdat ek en jy dit nie sien nie, beteken dit nie dat God nie werk nie. En ek voel sterk in my hart en in my gees hier waar ek staan, om vir jou te sê en dit te verklaar. Daar is wel mense wat nou sit en luister na die boodskap wat amper wil opgee. En as dit nie jy is nie, stuur hierdie boodskap vir iemand wat dalk so voel. Maar ek voel om vir jou te sê, die Here sê, jou wagtyd is nie verniet nie, Sissa. Boeta, ek verklaar wat God oor jou huis gesê het. Ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê. Wat God oor jou huis gesê het, sal gebeur. Wat God oor jou kinders gesê het, dit sal gebeur. Wat God oor jou huwelik gesê het, sal gebeur. Wat God oor jou bediening gesê het, dit sal gebeur. Oor jou finansies gesê het, dit sal gebeur. Oor jou gesondheid gesê het, dit sal gebeur. Want God hou sy woord. En natuurlik die wagtyd mag dalk lank wees. 1000 jaar, soos 'n dag, soos 1000 jaar. Hy was al by jou en my môre.
trane mag dalk baie wees en lank wees, maar weet jy wat het ek agtergekom? Die vreugde kom ook. Die nag mag dalk vir jou nou voel baie lank. Jy sê vir my, Stef, het hou nie op nie. Die oggend kom ook. En terwyl jy luister op hierdie maandag, kan ek die volgende vir jou sê, as God dit gesê het, moet jy nie opgee nie. As God dit beloof het, mag jy nie terugdraai nie. En as God dit begin het, hy sal dit voltooi in jou lewe. Ek voel net om dit vir jou te sê, dat jy leef nie volgens wat jy sien nie. Jy leef volgens wat God gesê het. Nie wat mense sê nie, maar wat God gesê het. Nie wat jy hoor nie, maar wat God sê. Vader, baie dankie dat U 'n God is wat nie lieg nie. Dankie dat U elke woord wat U spreek, bring lewe. En terwyl hy en sy luister op hierdie pragtige mooi maandag, Here, raak hom aan. Here, voorsien in haar behoeftes, voorsien in sy behoeftes. Dankie dat U nooit laat is nie. Dankie dat ek vandag ook kon hoor dat in hierdie proses in my lewe U is besig om ons voor te berei. En daar waar hy wag, waar sy wag en moeg is, omvou haar en hom met die Heilige Gees krag. Mag hierdie week wees van deurbraak. Mag hierdie die week wees van genesing. Mag hierdie wagtyd ook 'n tyd wees van voorbereiding van die mooi wat God ook vir jou in stoor het. En vir my wat saam met jou kuier, Pastor Stef, ek bid vir jou Maandag 3 Augustus, sy seën, sy teenwoordigheid, sy beskikking, sy voorsiening, genesing, omvou haar en hom met hoop. Daar waar hy en sy nou juis luister en eintlik voel, ek wil opgee, bid ek juis nou vir nuwe hoop in sy lewe en in haar lewe. En ons verklaar vandag elkeen in ons lewens, dat dit wat U begin het, sal U voltooi. Ek staan daarop. Ek hou daaraan vas. Dankie Here vir 'n nuwe week. Dankie vir my seisoen. Dankie vir my oomblik. Dankie selfs vir hierdie wagtyd, wat ek ook so gekom het en wou soms handdoek ingooi, maar vandag weer eens maar net moes hoor, dat dit wat U beloof het, dit sal U voltooi. Daai kind wat jy voorbid om by Jesus uit te kom, daai onvrugbare baarmoeder, daai depressie en angs, daai geliefde wat ver van God af is. Dankie Here dat dit wat U beloof het, dit sal U voltooi. In Jesus se naam. Dit was my lekker gewees om saam met te kuier en mag jy een besonderse mooi dag beleef en ervaar. Vir elkeen van U wat vir my bid en vir hierdie bediening van my, vir Pastor Stef Ministries, mag die Here jou ryklik seën. Dankie vir jou wat ook in hierdie bediening saai. Die Here seën vir jou uit jou sokkies uit vir jou wat ook so in my lewe belê. Weet jy, ons sien baie keer 'n droë bank en 'n droë rivier, sandbank. Maar dit is nou nie die tyd wat dit moet reën nie. Dis nie nou die tyd wat daar moet water vloei nie. En baie keer is daar seisoene in ons lewens en ons is ongemaklik en ons is soms ongeskik teenoor God en ongeduldig. Die regte tyd. God se tyd is die beste tyd. Vir my Pastor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier. Doen jouself 'n guns. Share, tag hierdie boodskap
na iemand toe. Sien julle môre aan, Dinsdag. Lekker gewees om saam met jou te kuier. Goedheid en guns. God bless.